Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, dit is sekerlik makliker om iets te sien wanneer hulle teen die blou lig staan en soos dit die volstruise wat daar op die duinse kant ook gestaan het wat makliker om te sien dan ook. Volstruise is 'n lid van 'n groep voëls wat bekend staan as loopvoëls. Dit is vlugtelose voëls sonder 'n kuil aan hulle borsbeen. Van die 8600 voëlspesies wat daar vandag is, wat bekend is die volstruis die grootste. Hulle word dan ook die hoogte van 2 tot 2,6 meter en 'n gewig van 135 kilogram en hulle kan baie vinnig dan ook hardloop. So liewe vriende, waardeer hulle wanneer jy hulle dan ook weer so in die natuur mag sien dan. So wil ons vandag dan ook met u deel na aanleiding van die woord van die Here. Daar in Hebreërs 2 vers 9 wat hierdie woorde staan: maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Nou liewe vriende, dit is so wonderlik om te sien dat hulle hier in die Nuwe Testament sê, nadat die Here gekruisig was en nadat die Here nou opgestaan het, dat hulle sien Jesus. Om daaraan te dink dat die meeste van die Jode, die meeste van die heidene, het maar die Here Jesus gesien as iemand wat dood is en iemand wie se liggaam gesteel is en hulle die Here nie geag as die Messias nie. Maar hier in Hebreërs sê hulle, ons sien hom, naamlik Jesus, bedoelend, ons sien die Messias, ons weet wat die Here kom doen het, hoe hy sy lewe kom gee het, hoe hy geëer en gekroon is, sodat ons die genade van God deelagtig kan word. Juis daarom het die Here sy lewe kom gee. En die vraag is, liewe vriende, hoe sien u Jesus vandag? Sien u hom as die een wat sy lewe vir u kom gee het, deur wie u genade ontvang het, of is dit maar net iets waarvan jy gehoor het, iets waarvan jy gelees het, iets wat jy van in die sonndagskool gehoor het, jou ma het jou vertel daarvan, maar self het jy dit nog nie persoonlik so ervaar om te sê, die Here is my so naby, hy het my kosbare siel kom red, en ek eer en ek dank die Here vir dit wat hy kom doen. Die vers net hiervoor in vers 8 sê hierdie woorde, alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderworpe is nie. Dit is nou 'n geweldige saak om daaraan te dink dat alles gaan wel aan die Here onderworpe wees, maar op hierdie stadium is dit nie so nie. Nou, daar is baie dinge wat nie aan die Here onderwerp is nie, baie mense se lewe wat nie aan die Here onderwerp is nie, die wyse waarop die wêreld regeer en beheer word, die stelsel wat in plek is sekerlik nie deur die Here so daar gestel nie, daar is nie korrupsie by die Here nie, daar is nie oneerlikheid by die Here nie, en baie van die dinge wat wyse waarop lande geregeer word, is juis deur korrupsie, juis deur oneerlikheid. En nou, liewe vriende, gaan daar 'n tyd tog aanbreek wat alles aan die Here se voete onderwerp sal word en almal aan hom onderwerp sal word en almal hom sal erken as God. Maar tot dan, sê vers 9, ons sien Jesus. Maak dan nou nie saak of ander die Here nie sien nie, ons sien die Here. En wil u nie vandag dit kom sê, Here, dankie dat ek u kan sien, dat ek weet, ek is in 'n lewende verhouding met u, ongeag al die dinge wat verkeerd loop. U is daar vir my. Ek vertrou u kan dit sê. As jy dit nie kan sê nie, moet jy by die Here Jesus uitkom. Jy moet tot bekering kom. Dit is baie belangrik. En jy kan dit vandag doen. Die Here kom vra om die siel te red. Ook so sê vers 10 dan hierdie woorde, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge, deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Waarom het die Here hierdie lyding deelagtig gegaan? Waarom het hy hierdie ding op die aarde deurgegaan? Sodat mense gered kan word. En liewe vriende, so is dit sekerlik die vraag vandag. Kan u sê ek is gered? Het u die sekerheid? Het u die wete dat u gered is? As u dit nie het nie, wil u nie vandag na die Here toe kom en hom kom vertrou en sê, Here, kom red my siel. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons weet dat u gekom het om mense te red. En dankie ook dat vir elkeen wat u gered het, dat ons oë op u gerig kan wees, dat ons nie hoef te vas te kyk teen die dinge van hierdie wêreld, die probleme wat tans in ons lewe heers nie, maar ons sien u raak, ons verlosser, ons u wat die verhoorder van gebed is, u wat sake kom verander, en ons eer en ons dankie vir dit wat u doen. Amen.